Goeiedag graad 12 leerders, my naam is Desiree Esch en welkom by vandag se wiskundige geletterdheid les. Hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakoma Navorsing en Ontwikkeling. En vandag gaan ons kyk na inkomste en uitgawes. So kom ons kyk, wat moet ons weet? Aan die einde van hierdie les, of die lesdoelwitte, aan die einde van hierdie les, moet ons die volgende weet. Ons moet weet hoe om te werk met inkomste en uitgawes. Inkomste en uitgawes van groter organisasies. So in graad 10 het ons kleiner organisasies op 'n klein winkeltjie gebruik. Toe het ons in graad 11 ook 'n kleiner of 'n bietjie groter winkeltjie gebruik waar ons nou nie net muffins verkoop nie, maar as die hele tuisnywerheid. Nou gaan ons bietjie kyk na groter organisasies. So, ons gaan ook analiseer en vergelyk inkomste en uitgawes en winswaardes oor 'n tydperk. So, inkomste, uitgawes, winswaardes, ek wil hê ons moet dit mooi onthou. Dan gaan ons ook kan werk met begrotings. Graad 12, ons moet weet wat is 'n begroting, wat 'n vergelyking toon van geprojekteerde teenoor werklike inkomste en uitgawes. Wat is 'n begroting? Dit is 'n geprojekteerde inkomste of uitgawes teenoor die werklike inkomste en uitgawes. Goed, kom ons kyk, wat moet ons nou, ons voorkennis. Kom ons toets gou ons voorkennis. Ons voorkennis sê vaste uitgawes. Graad 12, ek weet, jy weet wat is 'n vaste uitgawe. Ek weet, jy weet wat 'n veranderlike uitgawe. Ek weet ook, jy weet wat is 'n begroting, wat is 'n wins en verlies en wat is 'n gelyke breekpunt. Nou graad 12, hierdie een is baie belangrik. 'n Gelyke breekpunt is wanneer jou inkomste en uitgawes presies dieselfde is. Nou gaan jy kan onthou, 'n rukkie terug het ons die onthaallokale gedoen, waar die onthaallokale se pryse by dieselfde plek gesny het. En ons het gesê, dit is snypunte. Maar ek het in daai les vir jou gesê, onthou, as ons praat van inkomste en uitgawes en die punte wat sny, is dieselfde, waar my inkomste en uitgawes presies dieselfde is, dan is dit ons gelyke breekpunt. Pragtig, ek is so trots op julle, julle kan dit nog onthou. Inkomste en uitgawes is presies dieselfde. Ek gaan net vinnig deur ons voorkennis hardloop. Vaste uitgawes is uitgawes wat nie kan verander nie. Dit bly dieselfde elke maand. Soos ons hier ons skoolgeld, geldjies wat jy elke maand moet betaal. As jy jou salaris kry, moet jy hierdie geld betaal. Daar is geen ander uitkomste. Jy moet jou huur betaal, jy moet jou water en elektrisiteit betaal. Vaste uitgawes, maar water en elektrisiteit is nie elke maand dieselfde nie. Wat gebeur met water en elektrisiteit in die winter? Dit gaan op, yes, dit gaan op, want in die winter vat ons 'n bietjie meer warm bad, of ons sit die heater aan, of ons sit 'n warm kombersie aan, so ons elektrisiteit gaan na veranderlike uitgawes toe, want ons gebruik ook meer water in die somer. Vir as ons 'n swembad het, gebruik ons meer water, maar as ons in die winter 'n bietjie meer koud kry, dan sit ons die heatertjie aan en dan gaan ons elektrisiteit kaai, Goed, so veranderlike uitgawes wat kan verander. Dan het ons 'n begroting, is 'n skatting, en ek wil hê ons moet hierdie onthou, is 'n skatting van inkomste en uitgawes. Pragtig, wins en verlies. 'n Wins is waar jou inkomste groter is as jou uitgawes, en 'n verlies is wanneer jou uitgawes groter is as jou inkomste. Graad 12 is ons reg met ons voorkennis. Ek weet, jy het hierdie, gaan studeer hierdie, jy moet dit uit jou kop uit ken. Kom ons kyk, basislyn assessering. Gou basislyn assessering, jy het jou pen en papier reg, ek weet jy het jou kalkulator reg, jy gaan gou hierdie vir my doen. Hulle sê, kyk na die kasregisterstrokie aan die regterkant en beantwoord die volgende vraag. So ons eerste vragie is, skryf die naam en telefoonnommer van die winkel neer. Skryf die naam en telefoonnommer van die winkel neer. Jy het 2 minute, doen hom gou. Nommer 2 sê, op watter datum en tyd is die aankope gemaak? 2 minute, doen hom gou. Hoeveel items is gekoop? 2 minute, graad 12, jy moet vinnig wees, 2 minute, vinnig kyk, vinnig wees, 2 minute en jy moet klaar wees. Wat dui die asterisk aan? Daai klein sterretjie, wat dui dit aan? 2 punte, 2 punte, 2 punte, dit beteken ons het 2 minute klaar.
Kom ons kyk of jy reg is, graad 12. Goed, so nommer 1 was Sonskyn Superspar. En die telefoonnommer is 011-482-1092. As jy hom reg het, 2 punte vir jou, pragtig, ek is so trots op jou. Die tweede enetjie, die datum en die tyd, dit was 28/05/2015, dit was 28/05/2015 om 18:25, 2 punte vir jou daar, 2 punte. Dan derde enetjie was gewees, hoeveel items het sy gekoop? Ons het dit getel en ons het gekry 11 en dit is 2 punte. Ons volgende vraagie was, waarvoor staan daai asterisk? Hierdie asterisk. Graad 12, jy sien daai asterisk, ons het hierdie gedoen al. Hierso sien jy, dit was by kookolie, dit was breinbrood en dit was laafetmelk. So dit is pragtig, BTW, vrygestelde items, jy betaal nie BTW op daardie items nie, en jy 2 punte. Graad 12, ek is baie trots op jou, jy het hierdie kasregister strokie, Tikom, jy het dit op daai, jou juffrou gaan vir jou so 'n lysie gee wat vir jou wys wat jy alles moet ken, kasregister strokie, jy het dit, finansiële dokumente, pragtig. Terminologie, kom ons kyk na vandag se terminologie. Graad 12, ek wil hê ons moet hierdie uit ons koppe ken, want hierdie kan in die eksamen gevra word. 'n Openingssaldo of 'n eindsaldo. Wat is 'n openingssaldo? Dis 'n bedrag wat aan die begin van 'n tydperk verskuldig is. Bedrag wat aan die begin van 'n tydperk verskuldig is. Inkomste. Die geld wat ontvang word vir die werk wat gedoen is, items verkoop of deur beleggings. Dis 'n inkomste, geld wat jy ontvang, nee. Bedrag wat verskuldig is 'n minimumbedrag wat betaal moet word, gewoonlik 'n persentasie van die totale uitstaande bedrag, en dan het ons 'n veranderlike inkomste. En hoekom is al hierdie belangrik? Deur hierdie terme te verstaan, kan ons jou finansies beter beplan. Ons kan finansies beter beplan as ons al hierdie terme beter verstaan. As jy weet wat beteken op 'n finansiële dokument bedrag verskuldig, dan weet jy dit geld wat jy moet betaal. Wat is 'n openingssaldo? Dit is geld wat aan die begin van die tydperk verskuldig is, maar jy is 'n sekere bedrag hier verskuldig, 'n minimumbedrag wat jy moet betaal. Nee, so graad 12, hierdie is baie belangrik, laat jy hierdie ken. Jy gaan dit vir altyd kry, as jy enige finansiële dokumente kry, is hierdie terminologie baie belangrik. Kom ons kyk gou-gou ons onderwerpoorsig. Ons gaan vandag kyk na ons inkomste, uitgawestate en begrotings. Goed, graad 12, is jy reg, nee. 'n begroting is 'n lys van beplande inkomste en uitgawes. Dis beplande inkomste en uitgawes. Ek het nou 'n vreeslike groot woord gebruik van geprojekteerde. Ag, dis so 'n lelike woord. Ek weet nie of jy dit kan onthou nie, maar as jy vir my kan onthou beplande, dan het jy jou 2 punte. 'n begroting is 'n lys van beplande inkomste en uitgawes teenoor die werklike inkomste en uitgawes. Het jy om graad 12? As jy nie kan geprojekteer, onthou nie, beplan is jou woord, nee. Inkomste is die geld wat 'n regering of maatskappy gereeld ontvang, byvoorbeeld belasting. Ons praat nou 'n bietjie groter, ons praat nie nou van onsself nie. Onsself 'n inkomste is 'n salaris, 'n bonus of geldjies wat ons inkry. Maar as ons van die regering praat, graad 12, regering kry geld in van belasting wat betaal word. Beautiful. 'n Begroting verskaf 'n projeksie, daar is ons weer met daai projeksie of 'n beplanning van uitgawes en inkomste binne 'n maatskappy of vir 'n individu. Het ons hom? Projeksie, as jy dit nie kan onthou nie, is beplande jou woord. Beplande of beplanning van uitgawes en inkomste, het ons hom so, graad 12. Pragtig. Ek sien julle skryf heerlik, nee. So kom ons kyk gou-gou. Die fundament van elke besigheid en organisasie is sy inkomste en uitgawes. As 'n besigheid nie inkomste en uitgawes kan kry nie, dan graad 12 is dit nie 'n besigheid nie, nee. So die fundament is inkomste en uitgawes. Enige organisasie moet sorgvuldig begroot. Maatskappye en regeringsdepartemente stel hul begroting op gebaseer op hul besteding van die vorige jaar. So julle weet, die minister van Finansies praat elke jaar, dan gee hy die begroting van die finansies vir Suid-Afrika. Dit is omdat sy begroting is gebaseer op ons inkomste en uitgawes van die vorige jaar. En dit is altyd belangrik om te luister wat ons minister van Finansies sê. So, dit is dan nou wat hulle doen. Hulle gee vir ons 'n begroting gebaseer op die vorige jaar se inkomste en uitgawes
of bestedings, nee. Inkomste en uitgawes staat vir die regering of enige groot organisasie moet 'n surplus of 'n tekort hê. So ons het 'n surplus of 'n tekort. Daai is twee vreeslike mooi woorde, graad 12. Onthou hulle vir my, surplus en tekort. 'n Surplus is geld wat oorbly. As jy uitwerk en daar's 'n plusie, dan is dit 'n surplus. 'n Tekort is geld wat verskuldig is. As jy hom uitwerk, dan is daar gewoonlik 'n minus voor die bedrag. Het ons hom surplus en tekort. 'n Surplus, daar's geld wat oorbly, jy het 'n wins, daar's geld iets wat oorbly vir jou besigheid en 'n tekort is met die minus, nee. Goed, kom ons kyk na 'n voorbeeld. Is julle reg? Het julle julle boeke oop? Is julle reg vir hierdie? Kom ons doen dit. Die figuur toon die inkomste en uitgawes staat vir 2012 en 2013 vir 'n organisasie genaamd Glyco Meubileerders. So hierdie is hulle uitgawes graad 12 en hierdie is dan hulle inkomste. So het jy dit? Daai is die uitgawes en hierdie is ons inkomste. So daar is die staat. Kom ons kyk wat vra hulle vir ons. Hulle vra in nommer 1. Wys volgens berekeninge of Glyco Furnitures of Meubileerders in 2012 'n wins gemaak het of 'n verlies gelei het. Het hulle 'n wins gemaak of 'n verlies gelei? Want ons praat van inkomste en uitgawes, 'n wins of 'n verlies, nee. Het hulle dit gemaak? Kom ons kyk. Ons gaan moet kyk na getalle, nee. So dit is, en hulle praat van 2012, so ons moet die regte tabelle gebruik. Ons moet 2012 gaan gebruik, so ons 2012, nee. Kyk, is ons reg? Kom ons werk dit gou uit. Kom ons kyk gou na die volgende vraagie. Kom ons kyk gou na die volgende vraagie en dan gaan ons gou die antwoorde doen, nee. So, wys hoe die totale inkomste vir 2012 verkry word. Ek wil hê jy moet vir my wys hoe die totale inkomste vir 2012 verkry. En die derde vraagie is, wys deur berekening hoe die wins vir 2013 verkry is. Jy het 3 vragies gehad, kom ons doen hulle gou almal en dan merk ons hulle, want hierdie is eintlik baie maklik. Jy moet van jou inkomste en uitgawes data lees. So, kyk dat jy die regte jaar gebruik, want ons gebruik 2012-2013, maar kyk vir die vraagie dat jy die regte tabelletjie gebruik. So kom ons doen gou daai 3. Die eerste een wys vir 2012 wins of verlies, die tweede een die totale inkomste vir 2012, hoe is dit verkry, en die derde ene, hoe is die wins vir 2013 verkry. Ek gee vir jou gou 6 minute en dan gaan ons aan. Is julle reg, graad 12? Kom ons kyk gou na ons oplossings. So vir nommer 1, die totale inkomste en totale uitgawes. So ons het gaan kyk, ons het gesê en ek wil gou teruggaan na ons vorige greepie toe. Laat ek gou teruggaan. As ek kan teruggaan, daarso, ons het gegaan en ons het gaan kyk na ons getalletjies. Ons het gesê, goed, geen probleem nie. Dis 14.500. 14.548.663,44 minus ons 18.613.035 rand en 52 sent. Ek sou nie omgee om dit in my bankrekening te hê nie. Ons trek dit af en ons kry 'n minusgetal. Jy skryf daai minusgetal. Graad 12, jy skryf neer wat jy het. So moenie voel jy moet hom gaan omdraai nie. Jy het dit reg gedoen. Die totale inkomste vir daai jaar minus die totale uitgawes vir daai jaar en jy het dan jou antwoord gekry. Daarom dui die minus 'n verlies aan. So hulle het 'n verlies gekry en ons moes dit afgerond het na die naaste 1000. So ons het gegaan na duisende toe, kan daar's ons duisende, kan die 3 die 4 verander, dit kan nie, so dit is 4.064.000. Pragtig, graad 12, jy het baie mooi gedoen. Kom ons kyk na nommer 2, die totale inkomste, so ons het gaan bymekaar tel, die 15.542.128 rand en 20 sent, plus 3.219.743,50 sent, en dan het ons 188.090 rand plus ons 10.800
Ons het dit bymekaar getel en toe kry ons die totale inkomste. Jy gaan nie 'n punt daarvoor kry nie, want ons moes gewys het hoe is daai inkomste gekry. Ons het al die inkomstes bymekaar getel om die totale inkomste te kry. Pragtig. Kom ons kyk gou die wins vir 2013. Dis die inkomste van 2013 minus die uitgawes. So ons het ons 18.960.798,93 minus ons 10.685.858,90 en dit gee toe vir ons 8.274.940,03. Dit was ons wins vir 2013. Perfek. So, kom ons kyk na ons volgende voorbeeldjie, vraag 4. Hulle sê bereken die koste vir salarisse en bydraes in 2013 as 'n persentasie van die totale uitgawes afgerond tot 'n heel getal. So, graad 12 2013, die koste vir salarisse en bydraes, so jy moet gaan kyk vir die koste vir salarisse en bydraes in 2013 en dan moet ons dit as 'n persentasie van die totale uitgawes doen, afgerond tot 'n heel getal. Is ons reg daarvoor? Jy het 3 minute om daai ene te doen, maar kom ons lees gou ons volgende vraagie sodat ons net seker is. Hulle sê watter koste was minder in 2013 as in 2012. So jy het 3 minute vir hierdie vraagie en jy het 2 minute vir daai en ek gee vir jou 5 minute grootels, dan merk ons om gou. Kom ons kyk of jy dit kan doen gou. Pragtig. Ek sien julle is op het, julle werk lekker vinnig saam met die horlosie. So jy het gekry R5.310.263.76 en jy het dit gedeel met die totale uitgawes van R10.685.858,90 en ons wil 'n persentasie uitwerk, so dis maal met 100. En toe het jy gekry 49,69%, maar ek het gevra rond dit tot die naaste persentasie en jy het 50% gekry. Dit was baie mooi as jy daai reg kry. Onthou wat ek gesê het aan die heel begin in ons heel eerste les, het ek vir jou gesê, onthou persentasies is altyd baie belangrik. Vraagie 5, ek het hierso hout en toerusting, tydelike bystand, salarisse en bydraes. As jy daai geskryf het, het jy vir jouself 2 punte gekry. Kom ons kyk gou aktiwiteit 1. So ons het ons voorbeeldjies gedoen. Jy kan van inkomste en uitgawes state lees. Jy weet nou, jy moet op die regte datums gaan kyk. Jy moet vir die regte jaar gaan kyk. Want graad 12, hulle gaan vir jou 'n tabel gee met verskillende jare en dan gaan hulle kyk of jy by die regte jaar lees. So ek wil hê jy moet asseblief vir my kyk. Ons voorbeeld het dit nou baie mooi gewys. Ek het vrae gevra vir 2012 en 2013 en jy moes by die regte tabelletjie gaan kyk het. So, kom ons kyk na ons aktiwiteit. So baie van julle ken hierdie aktiwiteit, maar kom ons doen hom. Die grafiek hieronder toon 'n opsomming van die begrote inkomste en uitgawe bedrae vir die finansiële jaar 2012-2013. Bestudeer die grafiek en beantwoord dan die vrae wat volg. So hierso het ons die nasionale begroting en hulle sê hierso dis 1,06 triljoen, 8,8% meer as die vorige of die verlede jaar, die vorige jaar. Inkomste uit belasting is gelyk aan 904,8 miljard. Jy weet graad 12, hierdie miljard kan ons nogal redelik te mekaar maak. 'n miljard in Engels is 'n miljard 'n biljoen. So dit is 9 nulle. Dit is ons kry nie 'n woord in Afrikaans soos 'n biljoen nie. So jy gaan die woord miljard baie sien as hulle praat van as ons dit in Engels noem 'n biljoen. Daar is nie 'n biljoen in Afrikaans nie, onthou nou, dis 'n miljard, nee. Goed, so inkomste uit belasting is 904,8 miljard rand, en dan het hulle dit vir ons opgebreek. Hulle het hier vir ons persoonlike inkomste is 34,6%, 3,5%, 20,3%, en so gaan dit aan. En hierdie is die afdelings waarin geld verdeel word in die staat.
Dis hy, kom ons gaan aan. So hierso het ons dan nou soos 'n sirkeldiagram en hy's gedeel in dele en jy sal sien die sektore waarin geld verdeel word hier aangedui. Goed, nou is ons eerste vraag. Skryf 1,06 triljoen in getalformaat. Nou graad 12, ek wil jy moet onthou, 'n triljoen het hoeveel nulle? En onthou, ons eerste nul begin na die komma. Kyk, ek het hom, jy het hom, kom ons kyk of jy hom gaan doen. Die tweede vraagie is, volgens die grafiek, hoeveel inkomste verwag die regering om in totaal in te vorder? Kyk, so, onthou nou, ek wil weet hoeveel in totaal wil hulle invorder. Kyk, kom ons gaan kyk gou die derde vraag. So ons het 1, 2 en 3 en 4. Watter persentasie van die totale inkomste word verwag om uit persoonlike inkomstebelasting te kom? Dan, hoeveel geld word verwag om uit inkomstebelasting te kom? So graad 12, ek gaan gou terug. Kom ons skryf gou 1,06 triljoen in getalformaat. Jy het 2 minute, dis 2 punte, daar gaan jy 2 minute. Die tweede een, volgens die grafiek, hoeveel inkomste verwag die regering in totaal? Jy moet dit aflees, 2 minute, daar gaan jy 2 minute, lees dit vir my af, skryf vir my die antwoord, skryf hom neer. Ons derde vraagie, watter persentasie van die totale inkomste word verwag om uit persoonlike inkomstebelasting te kom? 2 minute, jy moet net vir my gaan aflees. 2 minute, 2 punte. Daar gaan jy. Hoeveel geld word verwag om uit inkomstebelasting te kom? 2 minute. Kyk, wat is jy reg om te merk? Kom ons kyk gou. Ons oplossing, ons eerste ene, triljoen. Onthou, 'n biljoen het, of 'n biljoen is nie 'n biljoen nie, is 'n miljard, onthou nou. 'n miljard het, hoeveel nulle? 9 nulle. So 'n triljoen het nog 3 ekstra, maar onthou jy, ek het vir jou gesê, die eerste nul na die komma is jou eerste nul van die triljoen, né? So die komma was 1,060. So jy weet nou al klaar, 1 en dan is daai jou eerste nulle en dan het ons jou 3 nulle vir 'n miljard, né? Daar is jou volgende nulle. So dis 3, 6, 9, dis 12 nulle vir 'n triljoen. So ons het 1,060,000,000,000,000. So, onthou nou, 'n miljard het, hoeveel nulle? 9 nulle en 'n triljoen het 12 nulle. Gaan jy dit vir my kan onthou? Ek hoop jy gaan dit onthou. Graad 12, skryf dit iewers, maak 'n lekker babbel om dit, sodat jy dit kan onthou. 'n miljoen, 6 nulle. 'n miljard, 9 nulle. 'n triljoen, 12 nulle. Maak groot babbel. Ek soek groot babbels in jou boek. Lekker kleurvol, jy moet dit kan onthou. Hierdie is 2 punte as jy die regte hoeveelheid nulle geskryf het vir my, met daai sonder die komma tekentjie. Dan ons tweede ene was 904,8 miljard. Dan het ons 34,6%. Geld uit inkomste is 34,6 maal met ons 904,8 miljard. En dit gee vir ons 313,06 miljard. Beautiful. Kom ons kyk na vraag 5. Graad 12, ek sien jy is op hierdie en jy doen dit alles 100% reg. As jy vasgehaak het, wil ek hê jou juffrou moet net na die vorige skermgreepie toe gaan, laat jy hom vir my kan aflees. So onthou nou, jy kan die videoetjie pause en jy kan teruggaan en jy kan gaan kyk. Maar ek weet die meeste van julle het dit reg, want jy het mooi gekyk en jy het hom afgeskryf. Goed, kom ons kyk gou nommer 5. Watter persentasie van die totale uitgawes en hoeveel geld word verwag om aan onderwys te bestee? En ek praat van uitgawes, so onthou nou graad 12, ek moet die regte grafiekie gebruik. Ek gaan gebruik uitgawes is hierdie ene. Dis uitgawes, hierdie is my inkomste.
sien jy wat doen hulle, Grotwolf? Hulle wil hê jy moet die regte, hulle gee vir jou die inkomste, hulle gee vir jou die uitgawes, jy moet die regte een gaan kies, nê? Watter persentasie van die totale uitgawes en hoeveelheid geld word verwag om aan onderwys bestee te word? Ek wil hê jy moet vir my gaan kyk onderwys en jy moet vir my die persentasie gaan skryf. 2 minute, skryf hom gaga. Test sê, gebruik 'n berekening om die persentasie uitgawewaarde van 19,6 te wys. Jy het 2 minute, doen hom gaga vir my. Die 7de enetjie sê vir my, jy verantwoordelik was vir die ontwikkeling van 'n begroting. Is daar 'n spesifieke kategorie waarop jy meer geld spandeer? Ek vra vir jou, as jy verantwoordelik was vir die begroting, op watter kategorie sou jy meer geld gespandeer het? En dan verduidelik vir my jou antwoord. En Grotwolf, geen snaakse goedjies nie. Ons soek lekker antwoorde. As jy vir my sê onderwys, hoekom onderwys? Want ons moet miskien meer skole bou of ons moet miskien die skole in stand hou. Ek soek 'n lekker verduideliking. Miskien wil jy geld gee vir ontspanning en kultuur. Ons moet weer 'n driving hê. Ons moet ek weet nie wat noem hulle dit, 'n inryteater waar jy kan stop met jou kar en dan kan jy kyk na die fliek buite in buitelug. So as jy wil vir my dit sê, is dit ook reg, maar ek soek lekker antwoorde, nê? Goed, kom ons kyk gou-gou. Vir nommer 5 het ons onderwys, dit is 207,3 miljard of dan 19,6%. Ek gee vir jou 2 punte. Die 6de enetjie was die persentasie van die totale begroting wat aan onderwys toegewys is dan, hierso het ons 207,3 miljard uit ons totaal van 1,06 triljoen, maal met 100, dit gee vir ons 19,6%. Ons gaan na nommer 7 toe. Enige geskikte antwoord, ek het vir jou klokpaar antwoorde gegee, Grotwolf. Jy gaan vir my 'n lekker antwoord skryf en jou juffrou gaan hom vir jou merk, vir jou sê, daai een is 'n bietjie dodgy, maar jy gaan hom vir my merk sommer in die klas. So aktiwiteit 2. Oorweeg die inkomste en uitgawes staat in die volgende 2 skyfies vir die periode 2011-2012. Dit wil sê oor die volgende 2 jaar van Alto Pub en Grill. So hierso het ons 2011, hierso het ons 2012, onthou nou wat ek gesê het, Grotwolf, ons moet gaan kyk na die regte jare, nê. So ek het hierso die inkomste, kom ons gaan kyk wat vra hulle vir ons. Hulle sê, gebruik die inkomste en uitgawes staat van die vorige 2 skyfies om die volgende vrae te beantwoord. Hierso sê hulle, so hierso is ons inkomste, Grotwolf, ek wil net vir jou wys, daar is ons inkomste en hierdie gedeelte is ons uitgawes. So hierdie is ons inkomste en dan is dit ons uitgawes, nê? Goed, hulle sê, identifiseer 2 items wat 'n afname in besteding toon wanneer die besteding vir 2011 en 2012 vergelyk word. Ek wil gou hê jy moet gaan kyk. Besteding is uitgawes, nê? Ek gee geld uit. Watter een toon, ek wil weet watter die besteding toon, identifiseer 2 items wat 'n afname toon. Dis wat ek soek, die woord afname. Ek soek daai woord afname. Watter een of watter items, 2 items toon 'n afname in spandering of besteding. So ek soek daai 2 items. Gaan kyk gou vir my en skryf hulle neer. Nommer 2. Wat daar 'n totale verlies of wins in die jaar vir 2012? So hierso het ons 2012, dit is die enetjie, en ek gaan kyk my totale inkomste, hier is my totale inkomste, en ek het my totale uitgawes. Jy weet, wins en verlies, hoe werk ek dit uit? Dit is my inkomste minus my uitgawes. As dit 'n minus is dit 'n verlies, as dit 'n plus is dit 'n wins. So jy gaan gou vir my uitwerk. Kom ons kyk gou ons oplossings. So, die eerste enetjie was gewees, die besteding wat 'n afname gewys het, was salarisse en lone, eetgery, lidmaatskap, aftrekkings en waardevermindering.
dan hulle toon 'n ware vermindering. Daar was 'n totale verlies van 2120 in die jaar 2012. Ek wil net teruggaan Grootwels, want ek wil vir jou wys hoekom sê ons dit is 'n verlies. Okay, laat ek net teruggaan. Dis hy. So ons het ons uitgawes was 13.740 en ons inkomste was 11.620. Inkomste minus uitgawe gee vir ons dan nou eintlik 'n minus 2.120, wat beteken dit was 'n verlies. Goed, ons het hom, Grootwolf, pragtig. Julle is baie goed met hierdie, né? Kom ons kyk na vraag 3. Wys hoe die bedrag 9.000 vir bruto wins vir 2011. So ons is by 2011. Wys my hoe daai bruto wins bereken is. Vergelyk die totale wins of verlies van 2011 en 2012. Ek wil hê jy moet vir my daai gaan uitwerk. Ek vergelyk hulle vir my. Goed, kom ons kyk of jy reg was. So, die derde vraagie, restaurant en die bar was 7.100 plus 1.900, dit gee vir my 9.000. Dan het ons vraagie 4, in 2011 het die maatskappy 'n verlies van 2.420 gelei en in 2012 'n verlies van 2.120. Grootwels, ek het gevra jy moet dit vir my vergelyk. Jy moet gaan kyk 2011 of daar 'n verlies was in vergelyking met 2012. So die verlies in 2012 was 2.120 en in 2011 2.420. Alhoewel albei jare tot 'n verlies gelei het die maatskappy dit effens verloor, het hulle effens beter in 2012 gedoen as in 2011. So hulle het 'n bietjie minder, kom ons kyk gou, kom ons gaan terug, ek wil teruggaan. Hierso het hulle in 2012 'n bietjie 'n minder verlies gelei, want in 2011 het hulle R2.420 verlies gelei en in 2012 2.120. So hulle het 'n bietjie minder verlies gehad in 2012. Alhoewel hulle verlies gehad het, het hulle 'n bietjie minder verlies in 2012 gehad. In 2011 meer. Pragtig. Grootwolf, dis hy. Kom ons gaan na ons volgende een toe. Ek wil net om deurhardloop weer. Goed, so vergelyk die totale inkomste en uitgawes vir 2011 en 2012, die totale inkomste. Daar hak my tong vas. Kom ons gaan gou weer vergelyk die totale uitgawes vir 2011 en 2012. Pragtig. En dan die laaste enetjie het ek in Engels geskryf en ek gaan vir jou gou sê in Afrikaans. Identifiseer een waarde wat vermeerder het met 40% wanneer dit vergelyk word met inkomste en uitgawestate van 2011 en 2012. So ek soek jy moet vir my identifiseer een waarde wat met 40% vermeerder het wanneer ons inkomste en uitgawes vergelyk vir 2011 en 2012. Dis hy. Goed, kom ons kyk gou-gou. So ek wil hê jy moet gaan kyk watter een het meer as 40% gestyg. So kom ons gaan kyk gou-gou na ons oplossing. So vraagie 5, in 2011 het die maatskappy 'n totale inkomste van R10.900 gehad en in 2012 'n totale inkomste van R11.620. So die inkomste in 2012 was hoër as in 2011. Hoor julle hoe vergelyk ek om Grootwolf? Ek het gesê wat het in 2011 gebeur, ek het gesê wat in 2012 gebeur het. En nou sê ek, maar in 2012 was die inkomste hoër as in 2011. Goed, het ons hom so. Beautiful. Dan ons volgende ene.
Hy sê, kom ek gaan hom net mooi druk. Dit is in 2011 het die maatskappy 'n totale uitgawe van 13.320 gehad en in 2012 'n totale uitgawe van 13.740. Daar was nie 'n groot toename in die bestedingswaarde van 2011 tot 2012 nie. So, kan jy sien hoe hulle met hierdie twee woorde gespeel? Die een was die inkomste en die een was die uitgawes vergelyk. Nommer 7. Hier het van 5.000 tot 7.000 gestyg wat 'n 40% verhoging is. Goed, pragtig graad 12. Die laaste aktiwiteitjie, kom ons kyk gou aktiwiteit 3. Verwys na die figuur in die volgende skyfie wat 'n inkomste en uitgawes staat oor 'n tydperk van 2 jaar wys. So hier het ons 2011, 2012, 2011, 2012. Hierdie is my inkomste, hierdie is my uitgawes. Nou kom ons gaan kyk gou-gou. Hierdie pen is nou net stout. Kom ons gaan kyk gou. Hulle sê vir ons, identifiseer die waarde wat met 10% van 2011 tot 2012 toegeneem het. Die waarde wat met 10% van 2011 tot 2012 toegeneem het. So graad 12, ons gaan net kyk na waardes wat toegeneem het en die een wat 10% toegeneem het. Okay, jy het 2 minute, jy gaan hom doen. Ek lees gou die volgende vragie. Wys hoe om die totale uitgawes vir 2012 te bereken. Jy moet vir my wys hoe jy dit bereken. Ek gee vir jou 4 minute en dan merk ons hom gou-gou. Die rente wat ontvang is, het met 10% toegeneem van 2011 tot 2012. Die rente wat in 2011 ontvang is, was 13.000 en in 2011 was dit 14.300. Daar is dit, het ek vir jou gewys, het ek het uitgewerk. En dan ons volgende enetjie, hoe het hulle daai totale uitgewerk? Ons het net alles bymekaar getel en ons het 985.700 gekry. Pragtig. Die volgende vraagie is, wat is die totale inkomste vir 2011? Jy moet vir my gaan sê, ek gee vir jou 2 minute vir daai een, ek lees die volgende een. Wys hoe die wins van 370.200 vir 2011 bereken is. En dan die laaste enetjie hier, bepaal die persentasie toename, graad 12 onthou daai ene, persentasie toename van die inkomste van 2011 tot 2012. Nou onthou daai woord nou, né? Goed, kom ons gaan kyk ons oplossings. Ek het hier 1.313.000, 2 punte vir daai een. Dan het ons die wins vir 2011 is die inkomste minus die uitgawes. Dit is 1.313.000 minus die uitgawes vir 2011 942.800 en dit gee vir ons 370.200 rand. Dan ons laaste enetjie persentasie toename in die inkomste van 2011 tot 2012. Het jy hom reg gehad? Dit was die nuwe bedrag minus die ou bedrag gedeel deur die ou bedrag maal 100. Graad 12 as jy hom reg het, wil ek hê jy moet vir jou groot hande klap want ons het hierdie gedoen in vorige lesse en ek is so bly as jy daai woord nou kan onthou. Nuwe minus ou gedeel deur ou maal 100. En dit gee vir ons 21,42%. Kom ons kyk gou die opsomming. Ons opsomming van ons lesie. Die fondament van 'n besigheid en 'n organisasie is sy inkomste en uitgawes. Graad 12, jy gaan inkomste en uitgawes tot te kry en jy moet vir my asseblief onthou, daar gaan verskillende jare wees. Jy moet die regte jaar gaan kies, maar jy het baie goed gedoen in hierdie les. Enige organisasie moet sorgvuldig begroot. Kan jy onthou wat is 'n begroting? Dit is 'n beplande inkomste en uitgawes teenoor die werklike inkomste en uitgawes. Beautiful. Maatskappye en regeringsdepartemente stel begrotings op gebaseer op die besteding van die vorige jaar. Inkomste en uitgawes staat vir die regering of enige groot organisasie moet 'n surplus of 'n tekort aandui. Surplus, daar is 'n wins en dan 'n tekort is dan nou, daar is 'n verlies. Goed. Die huiswerk. Kom ons kyk huiswerk. Vertoos as jy reg vir jou huiswerk. Hier's jou huiswerk. As die totale inkomste van 'n snoepie.
Hierdie is 'n lekker inkomste vir 'n snoepie. 14.548.663 rand en 44 sent is. En 'n totale uitgawe is, en hierdie uitgawe is verskriklik. 18.613.035 rand en 52 sent. Bereken die verlies. Graad 12 onthou nou, jy kan dit nie gaan omruil nie. Inkomste minus uitgawe is dan 'n wins of 'n verlies, né? Goed, as dit 'n verlies is, 'n minus, jy gaan dit vir my uitwerk. Dan het ek vraag 2. As jy die inkomste en uitgawe grafiek op dieselfde stel as dit sou skets en hulle kruis by 'n sekere punt, wat noem ons daai punt? So jy teken jou grafiek, jy het jou inkomste, jy het jou uitgawes, jy het jou inkomste, wat noem ons hierdie punt waar hulle kruis? Okay, dan het ons die volgende een, watter van die volgende is korrek? Wins is gelyk aan inkomste minus uitgawes, wins is gelyk aan uitgawes minus inkomste, wins is gelyk aan inkomste en wins is gelyk aan besteding. Goed, ek gaan nie vir jou die oplossings gee nie, jou juffrou gaan vir jou die oplossings gee, so graad 12, kom ons kyk gou-gou wat gaan in die volgende lesie gebeur. In ons volgende les gaan ons fokus op inkomste en uitgawes en begrotings deel 2 en hoe om vrae oor die onderwerp te beantwoord. Maak seker jy mis nie hierdie opwindende onderwerp nie. Ek gaan jou binnekort sien, maar ek wil hê jy moet vir my sekere goedjies doen. Jy moet vir my heel eerste, jy moet vir my terminologie ken. Die tweede ding wat jy my gaan doen, is jy gaan sorg dat jy grafiekpapier byderhand het, sodat ons inkomste en uitgawe grafieke kan teken, en dan graad 12, bring baie energie, jou sakrekenaar, jou liniaal, want ons gaan grafieke trek, op grafiekpapier of blokkies papier, afhangende wat jou juffrou vir jou gee. En dan gaan ek vir jou sien, in ons volgende les. Baie dankie graad 12. Totsiens.